Ek groet julle vriende. Ons het vandag die voorreg om na Galasiërs 1 vanaf vers 11 tot hoofstuk 2 vers 10 te luister. Dit moet julle goed besef, broers, die evangelie wat ek verkondig is nie deur 'n mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was 'n fanatieke ywerhaar vir die oorgelewerde leer van my voorvaders. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder, en hy het my in sy genade geroep. Toe hy in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidenasië sou verkondig, het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg of Jerusalem toe gegaan na die wat voor my al apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe, en daarvandaan het ek teruggekom na Damaskus toe. Eers 3 jaar later het ek Jerusalem toe gegaan om met Sefas kennis te maak en ek het 2 weke by hom gebly. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Wat ek aan julle skrywe is nie leuns nie, God is my getuie. Daarna is ek na Sirië en Cilicië toe. Die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik geken nie. Hulle het net gehoor, die man deur wie ons vroeër vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het. En hulle het God verheerlik oor my. 14 jaar later het ek weer Jerusalem toe gegaan. Hierdie keer ek en Barnabas, en ek het vir Titus ook saamgeneem. God het dit aan my geopenbaar dat ek moet gaan. Ek het toe die evangelie wat ek onder die heidenasies verkondig, aan die broers daar voorgelê en dit nog afsonderlik met die leiers bespreek. Ek wou sekerheid hê dat ek nie te vergeefs werk of gewerk het nie. Hoewel Titus, wat saam met my was, 'n Griek is hy nie gedwing om hom te laat besny nie. Daar was wel sekere mense wat dit wou hê, maar dit was mense wat onder vals voorwendsels in die gemeente ingedring het en hulle as medegelowiges voorgedoen het. Hulle werklike doel was om ons lewe in die vryheid wat Christus Jesus vir ons verwerf het, dop te hou, sodat hulle weer slawe van ons kon maak. Aan hulle eise het ons egter nie 'n enkele oomblik toegegee nie, sodat die waarheid van die evangelie vir julle gehandhaaf sou word. Die leiers van die gemeente, wat hulle vroeër was, maak nie vir my saak nie. God kyk nie na 'n mens se uiterlike nie. Die leiers van die gemeente het aan die evangelie wat ek verkondig niks toegevoeg nie. Inteendeel, hulle het ingesien dat die taak aan my toevertrou is om die evangelie aan nie-Jode te verkondig, net soos dit aan Petrus toevertrou is om die evangelie aan die Jode te verkondig. Dieselfde God wat van Petrus 'n apostel vir die Jode gemaak het van my 'n apostel vir die nie-Jode gemaak. Toe hulle dan ingesien het dat God my hierdie voorreg gegee het Jakobus, Sefas en Johannes, wat beskou is as die pilare van die gemeente, my en Barnabas die regterhand gegee as teken dat ons en hulle medewerkers is. Ons het ooreengekom dat hulle die evangelie aan die Jode sou verkondig en ons aan die nie-Jode. Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beywer. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, brei Paulus uit op sy argument om die evangelie wat hy aan die Galasiërs verkondig het, te verdedig. Hy vertel kortliks sy lewensverhaal om hulle daarop te wys dat hy deur God geroep is. God het Jesus aan hom openbaar en die evangelie wat hy aan hulle verkondig, kom van God af. Hy het dus gesag om met hulle te praat,
want die Here het aan hom daardie gesag gegee. Hy vertel nie sy hele lewensverhaal nie, hy fokus net op die dele wat hier van toepassing is. Mense het al probeer om dit wat hy hier vertel te vergelyk met wat in Handelinge vertel word. Dit is egter 'n moeilike taak en sommige mense kom daardeur tot die gevolgtrekking dat die verskillende dele van die Bybel nie ooreenstem nie. Ons moet egter onthou dat dit nie die doel van Handelinge of Galasiërs is om 'n gedetailleerde weergawe van Paulus se lewensverhaal aan ons te vertel nie. Die hoofdoel van beide hierdie boeke is om die evangelie te verkondig en dele uit mense se lewensverhaal word hiervoor gebruik om hierdie doel te bereik. Paulus was 'n geleerde Jood. Hy het baie onderrig ontvang in die Joodse tradisie en hy is ook as belangrik en geleerd geag tussen sy mede-Jode. In hierdie gedeelte lê hy klem daarop dat dit nie is wat van hom 'n waardige prediker maak nie. Sy gesag kom nie uit sy geleerdheid nie. Sy gesag kom ook nie van 'n ander apostel nie. Sy gesag kom van die Here self. Die Here het reeds voor sy geboorte besluit om hom te roep as apostel vir die heidene. Dit beteken nie dat Paulus al van sy geboorte af 'n Christen was nie. Ons weet baie goed dat hy eers later tot bekering gekom het. Hy vertel vir die lesers dat hy voorheen die Joodse wette van uiterste belang gevind het. Dit was vir hom so belangrik dat hy die kerk van die Here vervolg het. Maar Jesus Christus het hom letterlik in sy spore gestuit. Die Here self het aan hom gewys hoe hy verkeerd is om die wette belangriker te maak as Christus. Daarom moet die Galasiërs glo wat Paulus verkondig. In sy argument sê hy ook dat die leiers van die kerk in Jerusalem, die leiers van die Joodse Christene, saamgestem het dat God hom geroep het om die evangelie aan die heidene te verkondig. Hulle het ook geglo dat God mense red sonder om van hulle verwag om Jode te word. Wat beteken hierdie gedeelte vir ons vandag? God roep mense uit alle volke en tale om in Jesus as die enigste redder te glo. Ons is totaal van God afhanklik vir ons redding en ons mag niks by hierdie boodskap byvoeg nie. Ons kan ook, soos die Galasiërs, Paulus se woorde glo. Paulus was net 'n mens en hy het ook sonde gedoen en foute gemaak, maar God het hom geroep met 'n spesifieke taak. God het hom geïnspireer om briewe te skryf wat in die Bybel opgeneem is. Hierdie briewe is nie bloot Paulus se woorde nie, dit is eerstens God se woorde. En daarom moet ons dit glo en daarvolgens lewe. God het vir Paulus reeds voor sy geboorte afgesonder vir hierdie taak. Lang voor sy bekering het die Here hom al voorberei en toegerus om die evangelie te verkondig. God het 'n plan met elkeen van ons se lewens. Alles wat in ons lewens gebeur, is deur God bepaal om ons voor te berei vir ons taak of om ons 'n geleentheid te gee om ons taak uit te voer. Ons het elkeen 'n spesifieke roeping van God ontvang. Dit beteken dat God nie van ons almal dieselfde verwag nie, maar God het ons almal gemaak tot sy eer. Ons eerste groot taak is dus om tot sy eer te leef in alles wat ons doen. 'n Belangrike gedeelte van hierdie taak is die verkondiging van die evangelie. Ons moet aan almal die evangelie verkondig. Dit is nie net die taak van predikante nie. Predikante kry wel 'n spesifieke manier om die evangelie te verkondig, maar elke gelowige moet die evangelie aan sy medemens uitdra. Dit moet sigbaar wees in elkeen van ons se werk en woorde en lewenswyse. Gaan kyk na jou eie lewensverhaal. Kyk hoe het God jou voorberei en kyk na die geleenthede wat hy op jou pad bring. Lewe tot sy eer deur die ware goeie nuus van Jesus se redding in jou lewe sigbaar te maak. Kom ons bid saam. Here ons God, dit is vir ons 'n groot voorreg om U kinders te wees. Dit is 'n groot voorreg dat U elkeen van ons op 'n unieke manier gebruik om die evangelie uit te dra. Ons vra dat U ons daarvoor sal toerus en dat ons die geleenthede wat U vir ons gee om dit te doen, sal raak sien. Ons bid vir ons hospitale en gesondheidswerkers en ons vra dat U hulle werk sal seën. Ons bid ook vir ons regering
En ons vra dat U vir hulle wysheid sal gee in die besluite wat hulle neem. Ons bid al die dinge, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.